29. Esegiel 33:28. En ek sal die land 'n wildernis en 'n woestyn maak, en aan sy trotse mag sal daar 'n einde kom. En die berge van Israel sal woes wees sonder dat iemand daar oorgaan. Dan sal hulle weet dat ek die Here is, as ek die land 'n wildernis en 'n woestyn maak, oor al hul gruwels wat hulle bedryf het. En jy mensekind, die kinders van jou volk wat oor jou gesels langs die mure en in die deure van die huise, hulle spreek die een met die ander, elkeen met sy broer en sê, kom tog en hoor wat die woord is wat van die Here af uitgaan. En hulle kom na jou toe soos 'n volk saamstroom en hulle sit voor jou as my volk en hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Want hulle maak liefdesverklarings met hulle mond, maar hulle harte gaan agter hulle onregverdige wins aan. En kyk, jy is vir hulle soos 'n minnelied, soos een skoon van stem wat goed op die snare speel. Maar hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Maar as dit kom, kyk, dit kom, dan sal hulle weet dat daar 'n profeet onder hulle gewees het. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die Here, Here. Wee die herders van Israel, wat hulle self weiding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en julle beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie en julle maak die siekes nie gesond nie, en die wat gewond is verbind julle nie, en die wat weggedryf is bring julle nie terug nie, en die wat verlore is soek julle nie, maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. So het hulle dan verstrooid geraak omdat daar geen herders was nie, en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en hulle is verstrooid. My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels, ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooid, sonder dat iemand na hulle vra of na hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die Here. So waar is wat ek leef, spreek die Here, Here, gewis, omdat my skape 'n prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld. Omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van die Here. So sê die Here, Here, kyk, ek het dit teen julle herders, en ek sal my skape van hulle land eis, en maak hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer weiding verskaf nie. En ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Here, Here, kyk, hier is ek, en ek sal my skape vra en vir hulle sorg. Soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooid is op die dag van wolke en donkerheid. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hulle land. En ek sal hulle laat wei op die werke van Israel in die klowe en in die bewoonbare plekke van die land. Op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei. En op 'n hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op 'n goeie plek en hulle sal wei. En ek self sal my skape oppas en ek self sal hulle laat rus. Spreek die Here, Here, die wat verlore is, sal ek soek, die wat weggedryf is, sal ek terugbring, die wat gewond is, sal ek verbind, die wat siek is, sal ek versterk, die vetes en die sterkes, die sal ek verdelg, ek sal hulle oppas soos dit reg is vir hulle. En wat julle aangaan my skape, so sê die Here, Here, kyk, ek sal oordeel tussen skape en ramme en bokramme.
vers 20, en kyk, ek sal oordeel tussen die vetskape en die maarskape, omdat julle al die swakkes met stof en skouer wegdruk, met julle horingstoot totdat hulle uitgejaag is. Daarom sal ek my skape red, sodat hulle nie meer 'n prooi sal wees nie, en ek sal oordeel tussen skape en skape. Ons sien in hierdie gedeelte van Esegiel is die Here baie kwaad vir die leiers van Israel. Omdat hulle leiers geword het wat in 'n stelsel begin verval het, waar hierdie stelsel gaan oor wat hulle kan kry. Wat hulle plek, hulle wil aansien hê, hulle soek die aansien van die mense, hulle word versorg deur die mense, hulle wil ontvang van die mense, hulle begin nuwe reëls inbring wat God nie ingebring het nie, soos byvoorbeeld jy moet geld gee om vir jou sondes versoening kan doen, sodat hulle vry kan word daaruit. En ons sien hierdie leiers van Israel, wat herders van die volk behoort te wees, maar tog waar Jesus in die Nuwe Testament praat van die Fariseërs, dan sê hy, maar doen wat hulle vir julle leer, maar moenie doen wat hulle vir julle wys nie. Want hulle kom nog met die wette, hulle kom nog met wat God vir die profeet sê om aan die volk oor te dra, en hulle kom nog met die woord van die Here, maar hulle eie selfsug, hulle eie wil hê vir hulle self, maak dat hulle nie na die volk omsien, hulle versorg, hulle verbind, en die volk wat vir die Here belangrik is, sy skape na omgesien word en verbind word en versorg word nie. Nou ons kan baie maklik sê, ag, jy weet wat, dit is die leiers van Israel, of ag, dit is die werk van die dominee en die pastoor, ag, hulle is mos die herders. Maar weet jy dat elke mens op hierdie aarde in God se oë beskou word as 'n herder? Want jy as vader van jou huisgesin is 'n herder vir jou huisgesin. En jy as moeder vir jou kinders is 'n herder vir jou kinders. So elke een van ons het 'n plek in die samelewing waar ons 'n posisie van herderskap behoort te vat en behoort te uitoefen. Nou dit is die probleem wat God met Israel gehad het, want Israel het telkens selfsugtig geword en telkens goed gedoen wat die Here nie oor goed gevoel het nie, waaroor hy kwaad geword het. Want een van die belangrikste dinge wat die verantwoordelikheid van 'n herder is, het sy in jou huis of in jou werk of in watter posisie ook al, is om die woord van die Here en sy ordinances, sy gebooie te leer vir jou kinders, die man vir sy vrou en sy huisgesin. Hy moet die verantwoordelikheid vat, hy moet die Bybel vat, hy moet die woord vat, en die verantwoordelikheid is om sy gesin van God te leer. Nou is ons in 'n samelewing waar die verantwoordelikheid glad nie meer deur mans gebruik word nie, of selfs deur vrouens om hulle kinders te leer. Die Bybel en die woord word nie meer in huisgesinne vir die gesin geleer nie. Nou God is baie ernstig hieroor. Daar is 'n verpligting op jou as herder. En God is baie ernstig, hy sê in Spreuke 29 vers 18. Hy sê, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Now, we have to understand what the Bible means here by vision. Die Afrikaans sê, as daar geen openbaring is nie, word die volk banneloos, maar hy wat die wet
onderhou gelukkig is hy. So wat beteken hy? God het priesters en profete in die Ou Testament aangestel. En hy het gesê, julle priesters en profete het ek aangestel om die woord van die Here, met ander woorde, die vision, that which God, hulle het nie die Bybel gehad om na toe te gaan nie. They had to go into the inner room and spend time with God, and then God would speak to them and they would speak to the people. Nou sê hy het visions gegee, hy het woord gegee, hy het opdragte gegee, sy grootste profeet Moses het hy op die berg die commandments gegee, saam met nog ander commandments en ordinances. En hy het vir hom die hele patroon van salvation gegee, sodat Moses moes gaan om dit aan die volk te gee. En Moses het die hele volk by mekaar gebring en hy die woord van die Here vir die volk gegee. Die priester en die profeet het gedoen. Nou sê die Nuwe Testament dat ons is priesters en profete. Maar die priesters en profete wat ons vandag het, waar is die woord van God wat hulle bring? Nou sê die woord, where there is no vision, in other words, waar daar geen woord van God meer gespreek word nie. Daar gaan die mense verlore. People perish. Hulle gaan verlore. Hulle leef bandeloos. Kinders is ongedissiplineerd, families is ongedissiplineerd, die wêreld is ongedissiplineerd, en wie moet ons blameer? Die priesters, profete, herders van die huise. Hy sê, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Jy weet, ek bid nie weer, en as wanneer ek tyd saam met die Here spandeer, dan gee hy amper elke dag vir my 'n nugget. Net 'n kort sinnetjie, net 'n iets. En ek skryf dit in my nugget boekie neer. En daarin skryf ek een oggend, Dinsdagoggend, dink ek sê, kom hierdie sin net in my gees op. The laws that God made cannot be broken. The laws that God made cannot be broken. Ons kan ander wette begin maak op hierdie aarde. Ons kan anders besluit oor wat God in sy woord sê. But God says, my laws cannot be broken. I stand on my laws. And you can do what you like, you can change it, you can make it the way you want it, but my law stands, it cannot be broken. Nou dit is wat Israel oor en oor en oor gedoen het. 1 Samuel 3 vers 1 sê, en die seun Samuel het die Here gedien vir Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. He ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. In other words, the priest Eli was supposed to spread the word of God, but he did not. He was in a position, he wanted the honor, he wanted the position, he wanted the money, because they didn't work for anything, they were given everything they wanted. He wanted all of that, but he didn't speak the word of God to the people. Hy sê, en die woord van die Here was skaars in daardie dae. Nou sê verder in vers 13, sê die Here vir Eli, for God has told Eli, die Here het vir Eli gesê en te kenne gegee, dat ek sy huis gaan oordeel, en hoor wat sê God, tot in ewigheid. Met ander woorde, as God sê tot in ewigheid, beteken dit dat Eli en sy seuns en sy seuns en sy seuns en sy seuns tot in ewigheid geoordeel is. Wow. Hoekom? Want God het hom as 'n priester aangestel, maar hy het die woord van God nie vir die volk gebring nie. God maak nie speletjies daarmee nie, hy is ernstig daaroor. Hy is ernstig daaroor. Hy sê, ek sal hom te kenne gee, Eli, ek gee jou te kenne dat
ek jou huis oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat jy geweet het. Want toe sy seun skande oor hulle self gebring het, het Eli hulle nie streng bestraf nie. Ek sien oral rondom my, hoe kinders maak net wat hulle wil en ouers bestraf hulle nie. Hulle doen verkeerde dinge, hulle tree verkeerd op, maar jy sal vir hulle opkom. Jy bestraf hulle nie. Jy is die priester en die profeet van jou huis. Jy het die verantwoordelikheid om daai kind te bestraf. Jy het die verantwoordelikheid om vir daai kind te sê, dit wat jy nou doen, is nie volgens God se woord nie. Maar ons bly stil, soos Eli stil bly. En ek wil vir jou een ding sê, God het baie met my in die laaste tyd hieroor gepraat. Hoeveel keer bly jy stil? Hoeveel keer moet jy bestraf? Jouself te verantwoord. Dis nie wat die woord van God leer. Want toe sy seun skande oor hulle self gebring het, het Eli hulle nie streng bestraf nie. Nou sien ons gaan verder in die geskiedenis in. En in 2 Kronieke 15 vers 3 kom daar 'n nuwe koning aan bewind. Koning Asa. Hy word die koning van Juda. En nou sê die skrif, en daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was en sonder 'n lerende priester en sonder wet. Maar as hulle in die nood wil tot die Here die God Israel bekeer en hom soek, dan sal hy hom deur hulle laat vind. Die Engels sê, for a long time Israel has been without the true God and without teaching priests and without law. But when they trouble, in their trouble, they turn to the Lord and they seek the Lord and they were found by the Lord. So ons sien, hier staan Asa op. Vir 'n lang tyd was die woord van die Here verlore in Israel. Asa sê, hier moet 'n verandering gebeur. Die woord van God moet terugkom. Nou, die Here sê, where there is no vision, where there is no word of the Lord, the people perish. Dan wonder ons, waarom vergaan die wêreld, waarom vergaan alles, waarom gaan alles verkeerd in my lewe, waarom gaan alles nie reg nie, want die woord van die Here for a long time has not been preached. Nou sien ons in Esegiel, ons gaan nog 'n paar jaar aan. Nou kom ons in die tyd van Esegiel. God het nou genoeg gehad van die priesters. Hy het nou genoeg gehad van die herders. Hy het nou genoeg gehad van die profete. Wat nie die woord van die Here vir die volk bring nie. En hulle leer. En hulle bestraf. En hulle sy weer aanwys nie. Nou sê hy, distraction comes. They will seek peace, but there shall be none. Disaster will come upon disaster. And ek sê to you, destruction is coming for this world. Disaster is coming for this world. Because they reject the word of God. So destruction will come. If you reject the word of God, be sure destruction are coming. And wat sê die woord in Hebreërs? Fearful is it to fall into the hands of the living God. Fearful. This world has no idea who they are playing with. En het geen idee wie God is. Nou sê hy, destruction is coming. And rumor will be upon rumor. Then they will seek a vision from the prophet. Jy sien, wanneer destruction daar is, dan skielik soek hulle die Here.
Dan skielik soek hulle die profeet, die herder en die priester. Dan skielik wil hulle nou hoor wat die Here te sê het. En hy sê, but the law will perish from the priest and the council from the elders. It's too late. It's too late. Die angs kom en hulle soek vrede, maar dit is nie daar nie. Onheil kom. En gerug op gerug is daar. Ek sê vir julle, dis op pad. En hulle sal 'n gesig verlang van 'n profeet, maar die wet sal verlore wees vir die priester en die raad vir die oudstes. It's too late. It's too late. It's time that we as priests and prophets en herders van ons huis, waar ons by ons werk is, het jy ook 'n tipe van 'n priester. Jy het altyd 'n posisie van gesag. Dat ons sal opstaan en nie sal stil bly wanneer ons moet praat. Ons lees in klaagliedere. Her gates have sank into the ground. He has destroyed and broken her walls. Her king and her priests are among the nations. Met ander woorde, hulle is verstrooid oor die wêreld. The law is no more, and the prophets find no vision from the Lord. Afrikaans sê haar poorte het in die grond gesink. Hy het haar grendels ten gronde gerig en verbreek. Haar koning en haar vorste is onder die heidene. Daar is geen onderwysing nie. Ons mag ons nie meer sê, dis verkeerd. Ons mag ons nie meer onderwysing wys nie. Ek moet eerlik vir julle sê, dis vir my skokkend as ons van mense gaan kuier soms. En jy sien daai kinders ongedisiplineerd is en nog geen onderwysing is nie. Ek is ander dag in Pick n Pay, dat 'n kind so skree die gange op en af. Nie die ma of die pa, daai kind sê maar, of onderwys gee. En vir daai kind sê, kom jy uit. Daai dogtertjie neem daai hele plek op horings. Ek sê vir jou, die woord van God word nie in daai kind se lewe ingespreek nie. Die woord van God word nie vir die kinders geleer nie. Die beginsels van die woord van God het verlore gegaan in die huise. Hulle leer nie eers die basiese goed wat ons geleer het as kinders. Dankie. Jy kry nie eers 'n kind wat vir jou sal sê dankie as jy vir hom iets sê, of asseblief as hulle iets wil hê nie. Die basiese goed het verlore gegaan. Ek praat nie eers van die woord goed, wat vir God belangrik is nie. God sê, ek het dit teen my herders, en my priesters, en my profete, dat julle nie doen wat julle moet nie doen. Dat julle nie optree soos wat ek van julle verwag om op te tree. Dat julle maar net alles laat gaan, en alles mag goedkeur. Ek het dit teen julle. En weet jy wat, daai kind is nie te blameer daarvoor nie. Die Here sê, hy sal die bloed van elke een van jou uit, van jou hande. Dis serieus. Ek kyk na mense wat hulle self kinders van God noem, en ek sien nie die goed nie. Ek sien dit nie. Ek sien dit nie. En jy staan op in 'n posisie, maar wanneer jy nou hier in hierdie kerk kom, dan dink jy kom nou hier na toe, omdat jy nou lekker
waar daar nie gehelp word nie. The people perish. Hulle word losbandig. Hulle maak net wat hulle wil. He said, but he who keepeth the law, happy is he. Psalm 74 vers 8 en 9 sê. Want hulle het in hulle harte gesê, laat ons hulle almal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand. Ons sien nie ons tekens nie, daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lang nie. Die Engels sê, they have burned up all the meeting places of God in the land. All the meeting places. This is a meeting place of God in this land. And so few even care to come to his meeting place. It's not important. It's nie belangrik nie. Daar is altyd 'n verskoning op 'n Sondag, maar as ons moet geld kry en 'n salaris en ek gaan nie werk nie want ek gaan nie geld kry nie, dan kan ek elke dag by die werk wees, al is dit nie lekker nie. Maar as ek Sondag kerk toe moet kom, dan lyk dit soos vanoggend hier. They have burned up all the meeting places of God in the land. They said in their hearts, let us destroy them all together. This is what Satan wants. He wants to destroy altogether all the meeting places of God. That's his plan. That's what he wants to do. And I think he sort of get what he wants to do. Ek meen as ons vanoggend kan kyk, dan kry hy reg wat hy wil doen. Ek moet sê, ek was teleurgestel in iemand wat kom kuier het die vakansie. Verwag dat sy bietjie kerk toe sal kom. Maar op kerkdag, die besluit ons gaan kuier. Mense wat glad nie meer belangstel om in die kerk te kom nie, want ons het al ons redes. These people think God is happy with them. Are God happy with them? Is die Here tevrede met dit? Is God tevrede daarmee? Ek sê vanoggend vir julle nee. Nie omdat julle skuldig is vanoggend nie. Julle is nie skuldig nie, maar dit word opgevang en ek wil graag hê die skuldiges moet werk. They have burned up all the meeting places of God in the land. They said in their hearts, let us destroy them all together. Because there the word of the Lord goes out. And where Satan can keep the word of the Lord to go out, he will do it. Why? Because people say, ag maar jy het my Bybel. Ek wil jou sê, jy volhard nie, as jy nie by 'n gemeente instap nie. Jy raak laks. Jy raak lui. Dis goed om jouself te dissiplineer, om te gemoed gaan. Die woord van God te gaan hoor. I say we do not see a sign, there is no longer a prophet, nor is there any amongst us who know. There is going to be a time when these people are going to want it, and they're not going to get it. They're going to seek it, and they're not going to find it. Because when they could have it, they rejected it. They were not interested. Dit was nie belangrik. Want ek het mos my redes. Matthew 9:36. Ons sien in 'n tyd na die Maccabees, waarvan die Bybel nie praat nie, maar in die apokryfe boeke kan ons daarvan lees. Net voor Johannes die Doper en Jesus Christus gekom het, was daar weer 'n tyd waar die woord van die Here weg was. Daar was 'n tyd waar die woord van die Here nie verkondig was nie. Dit is daai blank stukkie tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament. En die woord van die Here was weer nie verkondig nie. Toe Johannes die Doper en Christus
gekom het, was die woord stil. En ons sien in Matteus 9, een van my favorite gedeeltes. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer. Want jy sien, daar was fariseërs, daar was skrifgeleerdes, maar al waarin hulle geïnteresseerd was in 'n posisie, die geld wat hulle kan kry. Maar die woord van God was stil, om die mense reg te leer, en dan het hulle met hulle eie goed gekom om hulle self te verryk. En hulle het wette gemaak. Jesus sê, julle maak wette tot julle voordeel, maar my wette onderhou julle nie en leer julle nie. Nou sê Jesus, en Jesus het by al die stede en die dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en hy het elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Huishoudings wat geen herders het nie, geen priesters, geen profete, kinders word nie geleer nie. Dit is belangrik dat hulle met skool toe gaan, mense kan ure in die aande sit met hulle kinders se maths, se wiskunde, se life orientation, or whatever fuck hulle het. Maar die woord van God is nie belangrik nie. That's not how I know my forefathers. Ons voorvaders het op die tafel gesit, en die pa van die huis het sy Bybel gevat. Iets wat Junika teruggebring het in haar huis. En hy het die woord van God gelees, elke maand. En die kinders het nie 'n verskoning gehad nie, hulle moes om die tafel kom sit. Maar nog, sien ek, ons het nie priesters nie, ons het nie profete nie, ons het nie herders in ons huis nie. Die mans los het vir die vrouens en die vrouens is te besig. Want vandag moet die vrouens voldag werk, by die huis kom, huis skoonmaak, was goed doen, kinders leer, deur die huiswerk gaan. Die arme vrouens is die wat moeg en uitgeput was. Soos die skrifgie sê, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. En wat doen die herder? Sit op sy selfoon. Ek sien dit. Ek ondervind dit. Ek beleef dit. Ek sê vir julle, is tyd om terug te keer na die woord van God. Terug te keer na sy principles. Terug te keer en regtig herders en priesters van jou huis te word. Party van julle se kinders is nie meer in die huis. Dit maak nie saak nie, jy kan nog steeds inskakel met konsilieer. Ons sien dat in die heidense wêreld, voordat die evangelie aan hulle verkondig was daar ook 'n stilte, die woord was nie verkondig nie. Hulle was almal verlore. Die heidene het nie 'n kans gestaan nie. Maar God rig 'n man op. God rig 'n priester op. God rig 'n herder op. God rig 'n profeet op. En hy sê, Paulus, gaan, ek stuur jou na die heidene toe. Gaan en verkondig die woord van God. En wat sê Handelinge 17, vers 30? Wat sê Paulus in Handelinge 17, vers 30? God het dan die tye van die onkunde van die heidene oorsien en nou verkondig ek aan al die mense die evangelie van Jesus Christus dat hulle moet bekeer. Jy sien daar waar die woord
jou kinders is besig om help te gaan. En wie moet jy laat werk? Want hulle weet nie wat staan in die woord van God nie. Hulle kan dit nie toepas nie, want dit word hulle nie geleer nie. Hierdie jaar wat kom, gaan ek ekstra moeite doen met die sonnaarskool. Omdat haar ouers is wat niks moeite doen nie. Hulle moet geleer word. Die woord van God, hulle is nie hier om te kom speel nie. Ons ag dit baie belangrik om te betaal vir die education of our children in schools, for maths and for whatever. Maar ons ag dit glad nie belangrik om te sorg dat hulle sonnaarskool kom en van leer te leer. Dis nie belangrik. God is nie dan met tevrede nie. He said to me, the laws that I made cannot be broken. En God se law is, priester, profeet, priest, must get up and do their work. Jy moet opstaan. God is nie tevrede met waar ons is nie. Hy is nie dan met tevrede nie. En ons kan nie net aanhou stil bly hieroor nie. Ons moet dit verkondig, ons moet dit praat, ons moet dit sê, ons moet mense bewus maak hiervan. Waar ook al die woord van God, sy wette en verordeninge nie gepreek word nie, daar vergaan die mense. Wat word vandag in kerke verkondig? Ek wil vir julle sê, ek is geskok. Dis eintlik eienaardig met die Here is, maar net om te wys dat dit nie oor die persoon gaan nie. Maar ek sê nou in die week, sê ek, Here, ek het geestelike opbouing nodig. Gee my net iets wat ek kan kyk, of iets wat my gees kan optel, wat 'n persoonlike boodskap is van my. En die Here lei my na iemand toe om na hom te luister. Ek luister nooit na hom nie, ek hou nie van hom nie. Ek glo nie die woord wat hy verkondig is altyd Bybelgerig nie. Maar die Here lei my om na hom te luister. En ek luister, want ek ervaar, maar ek moet nie na luister. En dit was vir my presies wat ek nodig gehad het om te hoor. So in 'n oomblik kan daai persoon vir jou iets sê en beteken, maar ons moet versigtig wees, want net môre kan hy iets sê wat teen die woord van God is. Moenie 'n aanhanger van 'n persoon word en net altyd na hom luister nie. Ek kyk, 'n ding kom op my YouTube, en hierdie persoon wat 'n massa kerk het, ek weet sy kerk, ek is te bang om het voor soveel, ek weet nie of ek voor soveel mense sal kan praat nie. Ek weet wat ons nou op die video gesien het, dis hoe sy kerk lyk. Daai massas mense sit so in 'n ground. En jy weet wat is sy nuwejaarsboodskap vir sy mense? I want to challenge you and ask you, do you think that's the word of God? Do you think that's the word of God? Sy boodskap vir sy mense is, focus only on yourself in 2025. I want to ask you, do you think that's the word of the Lord? Focus only on yourself in 2025. En ek het daarna gaan luister, en ek wil graag sien wat hy daaroor wil sê. Miskien is daar 'n dieper boodskap daarin. En ek sê vir jou, daar's goed wat ek besef het, en jy gaan bietjie daarna moet kyk hierdie jaar. Jy sê te maklik ja, soms moet jy sê nee. So ek kon seker, maar is it the word of, does it bring people to God? Nee, al wat ek gedoen het, het my net hier en daar 'n dingetjie wys gemaak. Maar dit is nie die woord van God nie, dit steek nie in harte nie, dit bring nie die evangelie
meer van Jesus in jou lewe, kry meer van die Heilige Gees in jou lewe, en jy hoef nie te fokus op jouself nie, want dit wat jy moet op fokus kom van self reg. Ons het baie bedienaars, herders, met groot megakerke, maar hulle bring nie die woord van God. Dit het geword soos die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hulle soek die eer, hulle soek die aansien, hulle soek die wonderlike huise, paleise. Hulle bly letterlik in paleise. Hulle soek daai dinge. Wanneer bedienaars van God, wanneer ons bedienaars van God is, dan leer ons mense die wette en verordeninge van God. Ons preek dit wat in die woord van God staan. Die woord van God is die middel van genade, wedergeboorte, bekering, geloof, saligheid. En niks van hierdie goed gaan in jou kind se lewe wees, of in die wêreld wees as die woord van God nie verkondig word. Wedergeboorte, bekering, geloof, saligheid sal maar nie vir hulle wees nie. Met die woord van, sonder die woord van God, waar sonder mense niks weet van Christus se vrede, vergifnis, geregtigheid en ewige lewe. Kinders weet vandag, ons het ten minste geweet van Dawid. Ons het ten minste Bybelstories gehoor. Weet jy dat ek met kinders praat dat hulle nie eers meer weet van Bybelstories nie? Want weer eens, die vrouens werk en huis doen, moeg en uitgeput, en die mans neem nie hulle plek in die samelewing. Gelukkig is hy wat aandag gee aan die evangelie boodskap, en daar waar dit verkondig word. En gelukkig is hy wat die evangelie boodskap waardeer en afslaan daarop, en dit ook aan ander verkondig, en dit ook met ander deel. Want dit in geloof en in sagmoedigheid, gelukkig is die persoon wat die evangelie en die woord van God verkondig en ook dit ontvang in jou hart en in jou lewe, met geloof en met sagmoedigheid. Die woord van God sê, geseën en gelukkig is hy. Ek wil afsluit met Markus 4 vers 20. Daar's baie grond hier buite. En nie elke grondgebied is goeie grond nie. Die Here gee vir ons die gelykenis van die saaier. Hy gaan saai. Maar maak nou nie saak of jy saai en jy voel dis harde grond. Maak nou nie saak of jy saai en jy voel daar's baie dorings nie. Dit maak nou nie saak of jy saai en dit val net op klippe nie. Dit maak nie saak nie. Jy moet die woord van God saai, al is die grond hard, al is die mense se harte verhard, al wil hulle dit nie hoor nie, al weet jy hulle gaan kwaad word as jy dit sê. Ag, ek bly maar eerder stil soos Eli. Want ek wil net friction vir my, want ek weet dit gaan friction bring. God sal jou soos Eli verantwoordelik hou. En God het Eli en sy kinders tot in al die ewigheid gedoen. Dis ernstig. So, dit maak nie saak nie. Die Here sê, en die saaier het saad, en hy het die saad gevat, en hy het dit gestrooi. En of dit geval het op harde grond, tussen die klippe, tussen die distels en die dorings. Miskien is daar net een saadjie wat val op goeie
En hy sê, dit is hulle wat in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor, dit aanneem en vrug bedra. 30, 60 en 150. Ek onthou dikwels as ek en Corrie saam gebid en dan bid sy altyd, Here, ek soek nie net vrug, 30-voudig nie, 60-voudig nie, ek soek op 100-voudig. Dit het so in my vasgesteek, omdat sy dit so baie gebid het. Laat ons 100-voudig vrug dra, 100-voudig die woord van God verkondig, 100-voudig of jy nou gewild is of nie, of hulle van jou hou of nie. Wat maak dit saak? Wie moet van jou hou? God, amen. Vader, ons dankie dat U vanoggend 'n ernstige woord het gesê. Want U is 'n God wat ernstig soek dat daar verandering in U kinders se lewe kom. En ons praat nie eers van die wêreld daar buite nie, want U sê U wil nie dat enige een verlore gaan, maar dat almal gered moet word. Maar Here, U wil sien dat priesters opstaan van huisgesinne. Here, waar ons in 'n tydvlak en in 'n wêreld lewe waar vrouens so moeg en uitgeput is. Wil ons bid en vra, Here, dat mans sal begin opstaan. Here, in hierdie jaar wil ons mannekampe, dat ons nog begin goed doen, dat ons kan uitruk en belê in mense se lewens, belê in mans se lewe, om hulle terug te bring na die bron van Jesus Christus en ons Vader, dat U verheerlik kan word in alles wat ons doen, dat U naam geheilig word, soos in die hemel, so op die aarde.